Geliefdes, die klok het ons almal geroep om uit die geraas van die wêreld hier in die stilte en teenwoordigheid van God by mekaar te kom. Vandag vier ons ook die 6de Sondag van die opstanding en soos die lig van Christus al helderder in ons lewe skyn, steek ons vanmôre 6 kersse aan as teken van hoop, lewe en oorwinning. Hierdie besonderse dag is dit ook Moedersdag. 'n Geleentheid om met dankbaarheid stil te word oor die gawe van moeders en hulle geloof in elkeen van ons se lewe. Ons tema vanmôre is mooi, mooie moeder. Herinner ons daarom dat die liefde, die sorg en die geloof van ons moeders ook iets in ons harte moet weerspieël. Mag hierdie erediens vanmôre vir elkeen 'n ontmoeting wees met die lewende Heer. 'n Viering van die skoonheid van die lewe en die liefde van moeders. Terwyl jy bly sit, sing jy hier die woorde. Buig die hoofde vir die voete met die seun. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie. Al sou die oes misluk en die lande niks oplewer nie. Al sou klein vee en beeste verdwyn, nogtans sal ons jubel in die Here. Ons sal juig in God ons verlosser. Here, ons God is ons krag. Hy maak ons voete soos die van 'n ribbel. Hy laat ons veilig loop op die hoogtes. Geliefdes, die Here Jesus Christus sal hom oor ons ontferm en ons sy vrede gee. Amen. Ons lofsang vanmôre gaan wees Psalm 33. Ons gaan vers 1 en vers 4 die T.T. Kloete beruiming, of die T.T. Kloete woorde, sing, en dan gaan ons weer vers 1 sing, maar dan die Theotosius se woord. So kom ons gaan staan, en dan sing ons Psalm 33 saam.
baie groot siekte van ons tyd. Dit maak dat mense nie meer omgee vir ander mense nie. God vra egter van ons om ander se belange ook altyd op ons hart te dra. Dit is die wil van God. Kom ons luister na uittreksel uit Paulus se brief aan die Filippense, heel aan die einde van hierdie uittreksel, oor ons ook 'n geloofsbelijdenis. Kom, kragtig. Jesus Christus is Here. Ons lees uit Filippense 2, vers 1 tot 11. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen van aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, en sy bestaan op godgelyke gewyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons lees tot sover. Ons het nou na ons geloofsbelijdenis geluister. Ons het geluister na wat die Here van ons vra. Laat ons dit bevestig met die sin van die Amen, terwyl ons net so bly sit. Die woord die Amen beteken, dit is waar en dit is seker. Of, so is dit, so sal dit wees. In die erediens is Amen ons gelowige antwoord op God se woord en op ons gebede. 'n Bevestiging dat ek en jy getrou op God en sy woord wil gehoorsaam. Dis nie net bloot 'n woordjie om te sê die gebed is nou klaar nie. Dis ook 'n daad van geloof. Ons sê dat ons daarmee saamstem oor alles wat ons pas gesê het. Ons sê dat ons dit glo en dat ons lewe daarop wil bou, terwyl jy so bly sit. Vir baie jare het ek as jong en brawe dominee ook allerlei verskonings gehad oor hoekom Moedersdag nie so belangrik is. En ook nie eintlik in die kerk hoor nie. Gelukkig het ek ouer geword. Gelukkig het ek meer Bybel gelees en gelukkig het ek daaroor tot inkeer gekom. Moedersdag durf nie bloot net 'n inskrywing op ons kalenders te wees. As ons Moedersdag vanuit die Bybel probeer verstaan, dan is dit eintlik 'n diep geestelike geleentheid waarin die lidmate van die gemeente kan stil staan en mooi nadink oor die werklike inhoud en die werklike betekenis van moeders in hulle lewe. En daarom het ek ook die tema wat ek iewers toe ek op
gery het hierdie week in my motor en iemand op die radio hierdie tema gesê, so ek het hom nie self uitgedink nie, maar ek het gedink is 'n goeie, mooier moeder. Hierdie mooier moeder help ons om dieper te kyk as die bloot oppervlakkige van Moedersdag. Want bloot oppervlakkig in Moedersdag kyk ons gewoon net na skoonheid van 'n vrou in hierdie geval. Maar ons dink nie aan die dieper ding, die mooier en die moeder daarvan. Die Bybel sê vir ons dat 'n moeder die stille krag in enige gemeenskap moet wees, in haar huisgesin, maar ook in 'n gemeenskap. 'n Moeder is daardie een wat as almal liefde afbreek in die wêreld en in die huisgesin liefde weer stilletjies sterk opbou. 'n Moeder is daardie een wat deur moeilike tye ons dra, ons vorm vir wie en wat ons is. En 'n moeder, en elkeen wat 'n moeder liefhet, sien ons baie meer as net skoonheid. Skoonheid sê die Bybel, is in elk geval iets wat vergaan. Ons sien 'n hart, ons sien 'n geloof, ons sien 'n uitgangspunt. En so met die tyd het ek geleer dat daar baie waarde in die herdenking van 'n Moedersdag is. Die grootste waarde en die eerste een wat ek wil noem is erkenning. Ons noem en ons eer die ongesiene werk, die laatnag gebeure, die opofferings wat ons nie altyd raak sien in ons lewe nie. Maar as ons gaan stil sit en ons gaan dink daaroor na, dan besef ons hoe moeilik ons daar sonder sal kan wees. Die tweede waarde van Moedersdag, die viering daarvan, is dat dit ook genesing kan bring. Want nie almal ervaar moeder as 'n heelheid nie. Nie almal ervaar al die positiewe eienskappe en kenmerke in moederskap nie. En daarom is hier ook 'n plek op Moedersdag om stil te staan, na ons eie gebrokenheid te kyk en dit voor God te bring en daarvoor vergifnis te stuur. Moedersdag bring in die derde plek vir ons die besef dat hier ook 'n roeping in lê. Dis nie sommer net 'n kind wat gebore word wat ek moet opvoed nie. Dit is God se kind wat hy aan my leen en wat ek dan moet opvoed soos 'n kind van die Here. Ons word ook herinner in roeping dat Moedersdag of moeder wees nie net biologies is nie. En 'n bietjie geduld met my as ek dit sê. En dink 'n bietjie dieper en moenie te gou sê nee, ek wil niks hiervan hoor nie. Hoor 'n bietjie mooi. Moederskap is nie net biologies nie. Wat van daardie vrou wat nie kinders kan hê, maar wat as 'n moeder optree vir ander kinders. Dis ook haar Moedersdag. Dis ook tyd dat daardie kinders op wie se lewe sy 'n impak gehad het, ook om dankie te sê en te sorg. Daardie mense wat sorg, wat vorm, wat groot maak met liefde. Ja. En hier is dalk die moeilikste vir ons om te kou, maar kou 'n bietjie hieraan. Ek weet daar is ook oupas wat kinders groot maak met 'n moederinstinkt. En ook ander mans wat kinders groot maak met 'n moederinstinkt. Met alles wat die Bybel sê van geloof en vorming en omgee en liefde en daardiens. Dit bring ook perspektief. Dit help ons om weer te onderskei tussen wat mooi lyk en wat werklik mooi is in die oë van God. Dit is nodig om op Moedersdag hieroor na te dink. Want ons leef in 'n tyd waar waardes maklik vervlak. Die mense het die taak om weer dieper te kyk op Moedersdag. Om te leer om die mooiste dinge
hier raak te sien, daardie onopsigtelike dinge. Wanneer ons moeders praat, Moedersdag praat ons eintlik oor daardie bediening, daardie sagte omgang met die opvoeding van kinders, daardie getrouheid om ten spyte van die omstandighede aan te hou met daardie opvoeding, daardie vorming oor tyd. Daarom vier ons vandag mense wat die moederlike gawe en die moederlike roeping van God ontvang het, om die gemeenskap, om die kinders, om die volk, om die wêreld groot te maak. Mag hierdie boodskap ons oë oopmaak, om die beweging van mooi na moeder raak te sien. Totdat ons uiteindelik in die moederhart iets sal ontdek van God, nie van 'n mens, iets van 'n volmaakte liefde, wat hom of haarself, in Jesus se geval hom, sy lewe gegee vir hulle. Die skriflesing kom vanmôre uit die baie bekende Spreuke gedeelte. Spreuke 31 vers 10 tot 31, Psalm 131 vers 2. Ek gaan nie vanmôre in die kultuurhistoriese agtergrond indelf nie, wat ek dalk al met 'n ander keer gedoen het nie. Ek wil net vanmôre kerngedagtes uit hierdie teks uithaal vir die res van die preek. 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelskeper. Sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nag is en maak kos vir haar huisgesin, ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas of die wins goed is, haar lamp bly heeldag brand. Sy werk met die spinwiel, haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu, hulle dra almal warm klere. Sy maak selfs vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend by die staatspoort waar hy saam met die leiers beraadslaag. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordels aan die handelaars. Alles in haar spreek van 'n sterk en 'n edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. En hierdie laaste 2 verse is my so mooi. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Dan net 'n aanhaling uit Psalm 131 vers 2. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kykie wat by sy moeder tevredenheid gevind. So het ek tevredenheid gevind. Hierdie is nie net 'n maanskyn en rose oomblik. Hierdie is ook 'n harde werklikheidsoomblik in die wêreld waarin ons vandag leef. Dis ook 'n heilige oomblik, met ander woorde, afgesonder vir God.
sodat ons in hierdie oomblik geen mens nie, maar God in die middelpunt plaas. Ek wil hê, jy met jou gedagtes laat teruggaan. Maak jou oor toe as jy wil, en probeer die prentjie in jou kop kry, vir al die prentjie mense, julle kan dit goed doen. Sit jou terug in 'n moeder se liggaam, en gaan terug in die tyd, toe daar 'n moeder was, wie se seun aan die kruis gespijker is. Hy moes baie hoog gewees, nou seer, donker, diep, emosionele, psigiese seer, as moeder om jou kind daar aan die kruis te sien hang. Terwyl ons daar is, aan die voet van Jesus se kruis, maak jy oog so bietjie oop, en sien so uit die hoek van jou oog, 'n ma, 'n moeder. Jesus se ma. Jesus se moeder, sy staan op daar. Sy het hom gedra, nog voor die wêreld hom geken het. Sy het hom vasgehou, sy het hom beskerm. Sy het hom groot gemaak. Maar dink ook aan daardie oomblik, toe sy swanger was, deur die Heilige Gees in die wêreld aan hom verwerp. En sy het gesê, ek sal doen wat die Here wil hê. Ons kan so baie by Maria leer. Hulle is net 'n gewone mens. Gewone ma. Die eerste ding, en seker die heel belangrikste ding, wat ek by moeder Maria, hierdie moeder van Jesus geleer het, is dat sy in die donkerste oomblik van haar kind se lewe op aarde, daar was. In die oomblik by was. Nie met groot woorde nie, nie met 'n oplossing vir sy probleem nie. Sy was net daar. Dis moederliefde. Om net daar te wees in die oomblik van die donkerste tyd van ons kinders se lewe. En selfs in daardie oomblik bly die band tussen 'n moeder en 'n kind eintlik iets heiligs. Dit kan nie gebreek word. Dis iets dieps. Dis iets wat eintlik net van God afkom. Ek leer ook by Maria, dat moederskap nie beteken dat ek moet volmaak wees, maar dat ek met oorgawe moeder moet wees. Sy het nie altyd alles verstaan, maar sy het tog aanhou sê, laat dit op my gaan soos die Here wil. En daarin lê ook 'n geheim van moederskap. Nie volmaaktheid nie, maar beskikbaarheid om te doen wat die Here wil hê. Vandag se tema, mooier moeder. Mooi, want daar is hierdie natuurlike sorg vir hierdie lewe wat aan my toevertrou is, hierdie stukkie omgee. Mooier, want hierdie sorg gaan dieper as enigiets anders. 'n Ma se sorg vir haar kind is ver dieper as wat enige mense reg sou vra. En moeder, want 'n ma doen dit omdat God dit van haar vra. Omdat dit haar roeping is. Wanneer ons vandag oor moeders praat, het ons reeds gesê, wil ek praat oor almal wat hierdie omgee leef. Daar die kinders, wat nie 'n moeder in hulle lewe het nie, maar wie sy oupa daar die rol vervul. Ons praat oor daardie moeder, wat nie haar eie biologiese kind het nie, maar soveel ander se kinders help vorm en grootmaak met 'n moederhart wat sy van God ontvang het. Die ouma wat bid, en daai kind dit nie eers weet. Die onderwyser wat daar iewers op die trappe 'n kind ontmoet, wat op 'n moeilike plek is en help vorm en nie net onderrig gee nie.
Daardie vriendin wat na my luister as ander nie verstaan wat ek deurgaan en deurmaak nie, of wanneer ek dink ander verstaan nie wat ek deurgaan. Daardie iemand wat my raak sien vir wie ek is. Julle hoor, moederskap is groter as biologie. Ek wil so ver gaan om te sê, iemand kan biologiese kind in die wêreld bring en nie 'n moeder wees. Wanneer ons luister na Spreuke 31, hoor ons nie 'n onbereikbare ideaal nie. Maar ons hoor 'n beskrywing van 'n lewe wat deur God gevorm word. Ons hoor dat God van ons sê, 'n knap vrou is baie meer werd as al die edelstene, as enige bankbalans. Kan ons ooit 'n vrou na waarde meet? Ja. Sê Spreuke, en sover daardie persoon, daardie moeder, die Here dien. As ons eerlik is, leef ons in 'n wêreld wat baie dinge kan meet. Ons het baie meetinstrumente om alles te meet. Daar by die werk kan ons in 'n bestuurskonferensie ingaan en hulle meet my leierskapsvaardighede. By die kerk meet hulle my gawes, hulle meet my spiritualiteit. Ons kan ons geld meet, met ander woorde, hoeveel geld bring jy in? Ons kan die sukses meet, met ander woorde, hoeveel dinge bereik jy? Ons kan prestasie meet, ons kan selfs mag meet. Dit is amper onmoontlik om 'n moeder te meet. Daar is nie so 'n instrument. Soms dink ons is arm. Omdat ons min geld in die bank het. Omdat ons huis skadige besittings het. Terwyl ons eintlik skatryk is, want in daardie huis is daar 'n moeder wat omgee. 'n Mens is nie arm omdat jy min geld het nie. 'n Mens is arm wanneer jy niemand het wat vir jou omgee. Of wanneer jy niemand het wat jy nodig het. Hoeveel van ons rykdom lê nie opgesluit in die moeders wat ons het, in die moederfigure nie? Grootste rykdom is nie dit wat ons altyd gedink het. Spreuke 31 beskryf die soort moeder nie as 'n luidrugtige nie, maar as 'n getroue karakter. Haar persoon staan vroeg op, met ander woorde, werk hard. Haar persoon sorg. Haar persoon, die persoon se karakter werk hard, werk met hande en werk hulle hande stompies vir hulle kinders. As dit regtig so moes wees, dan dink ek het alle moeders stompies gehad en nie volledige arms tot by hulle vingers. Want hulle so almal was tot hier toe afgewerk gewees. Dis 'n persoon wat gee. Dis 'n persoon wat praat met wysheid. En onthou, wysheid is nie akademiese kennis nie. Wysheid is om te weet wat wil die Here hê. Dis 'n persoon wat met liefde lei. Dis met ander woorde nie groot en dramatiese dade nie. Dis die daaglikse gewone goeiemôre my kind. Hoe gaan dit? Kan ek jou help om reg te maak? Dis die kosblik pak. Dis die gaan haal. Dis die woordjie van bemoediging. Dit is waarom skoonheid lê. Dit bly, selfs wanneer dit moeilik raak, die manier waarop God dit wil hê. Dit leer luister, eerder as om net te praat. Dis deernis. Dit sien ander raak. Dit maak ander sterk. Verdiep ander se geloof. Liefdes, ons kan aangaan oor die moederfiguur. Maar ons ken hulle in ons lewe. Vandag roep ons om dankie te sê. Om dit te erken. Om dit te besef. Ek het met die skryf van hierdie preek daar in my studeerkamer
ook oor iets gedink, oor die siekte van ons tyd. Wat ek sê, 'n gebrek aan respek is. En ek wil nie nou net jong mense uitsonder nie, want ek het ook 'n moeder en ek is 60, en ek is verseker nie meer jong. Ek wil met myself opkom. Die gebrek aan respek teenoor ons ouers, ons moeders. Wanneer moet ek ophou om my moeder te eer? Nooit. Daardie respek word duidelik in hoe ons in die openbaar en in die stilte van 'n vertrek daar by die huis met ons moeders praat. Oor wanneer ons moet besluit om vir ons moeders iets te doen. Ja, dit gaan 'n opoffering van my vra, maar ek doen dit want daar is soveel wat al vir my is. Dis die manier hoe ons lewe teenoor ons ouers. Wat ons vir hulle doen en dikwels nie doen. Vandag is die dag om oor te begin. Weer hard te werk en daardie respek vir die moeders wat vanmôre hier sit en voel dat hulle nie gerespekteer word nie. My altyd is ek vir julle dank. Maar God vir julle krag gee. Ten spyte van daai disrespek, julle roep om eindtyd te volhou. Ons moeders het sê, elkeen van ons moeders is 'n mens en sal tekort sien. Dis nie vol. Moenie daarin vaskyk asof jy volmaak is. Want ook jy is nie volmaak. Mooi is om lief te hê. Mooi is om lief te hê soos God lief het. Moeder is om dit uit te leef. Daar was eendag 'n vrou, regtig geken haar. Sy was nie so 'n bekende vrou. Sy was glad nie beroemd nie. Sy was ook nie baie mooi nie. Sy het ook nie haar eie kinders gehad. Maar sy het geweet om na ander kinders te luister. Sy het hulle name onthou, sodat dit vir hulle kan voel, iemand ken my naam. Sy het gedurig vir hulle gebid. Sy het hulle gedurig raak gesien. En eendag, toe sê van hierdie kinders, sjoe, sy was eintlik ons moeder. Nie omdat sy ons geboorte gegee het nie, maar omdat sy ons lewe gegee het. Dis die uitdaging vandag. Kom ons gaan sê dankie. En kom ons besef, dit gaan nie net oor hierdie een dag nie. Kom ons besef nie die waarde van Moedersdag as dit eendag te laat is. Kom ons doen dit vandag. Mooi, mooie moeder. Ek gaan vra dat al die moeders of moederfigure, moenie dat enigiemand jou daaroor oordeel nie, wat wil na vore sal en die voor sal ontstaan terwyl ek vir ons 'n gebed sal doen.
Kom ons maak ons oor toe dan met ons saam. Here ons God, dankie vir die moederfigure in ons lewens. Sagte hande, volgehoue liefde, stille krag wat ons sterk maak in swak oomblikke. Dankie vir die manier waarop hulle ons dra, skerp, leer en lief het, selfs wanneer dit vir hulle ook moeilik is. Here, seën hulle ryklik. Gee hulle nuwe moed wanneer ons moeg is, vrede wanneer hulle bekommerd is, en vreugde in die vrug van hulle liefde. Help ons om hulle te eer, te waardeer en selfs draers van daardie liefde te wees. Dus dankie Here vir hierdie kosbare geskenk. Amen. Ons gaan voordat ons daar by die mooi pink goedjies uitkom, gaan ons sing Gesang 268, Laat Heer U seën op Haardal. Asseblief onthou die woordjie, ons gaan die hom of wat ek al uithaal, haar insit, Haardal. En dan laat Heer die seën op Hulledal as moeders. Met ander woorde, die seën op moeders. Eers op die individu en dan op die moeders. En dan gaan hulle sit terwyl die melodie een keer deurspeel. En wanneer die melodie een keer deurgespeel het, staan ons almal en ons sing die seënbede vir mekaar. Kom ons begin en ons sing eers vir die individu.